Goeiemôre geliefde luisteraar. Dit is wintertyd, maar ek glo u sal op met 'n beker koffie of 'n koppie tee in die hande, maar kom ons gaan voort en ek vertel vanmôre vir u die volgende getuienis. Bid jy al 'n geruime tyd vir 'n geliefde om tot inkeer te kom? Moenie moed opgee nie. God hoor ons gebede. Dit is wat Mariette Loubser en haar familie beleef het. Tot voor my 98-jarige oupa in verlede week siek geword het, het hy op sy eie rondgery en hy het 'n vriendin gehad wie hy gereeld teater toe en restaurante toe geneem het. As gesin het ons egter geweet dat my oupa nie 'n verhouding met Jesus Christus gehad het nie. My ma het van kleins af vir my gesê dat ons vir my oupa se redding moes bid. En elke keer as iemand die tema met hom wou bespreek, het my oupa opstandig geword en al die foute van die kerk uitgewys. Sy hart was verhard en ons het geweet net God sou dit kon verander. Terwyl my verhouding met Jesus Christus verdiep het, het die realiteit van 'n ewigheid in die hemel en 'n hel vir my al groter geword en ek het al dringender vir my oupa se redding begin bid. Middel verlede jaar het my oupa baie siek geword. Ons het aanvanklik nie besef hoe ernstig dit was nie, aangesien my oupa 'n aktiewe lewenstyl gelei het en nog op 80-jarige ouderdom my ouma steeds kon wegstap as hulle saam gaan stap het. My oupa se gesondheid het egter vinnig agteruit gegaan. As gesin het ons by mekaar gekom en intens vir sy redding begin vas en bid. Tydens my eerste kuiertjie in die hospitaal na ons vastyd, was ek effens gespanne. Ek het al my moed bymekaar geskraap en die vraag aan my oupa gevra: Oupa, wil oupa vir Jesus as oupa se verlosser aanvaar? Ek het verwag dat hy weer opstandig sou wees. Die keer het hy egter rustig geantwoord: ja. Ek was geskok en oorweldig en het saam met hom gebid. 'n Paar dae later was ek terug by die hospitaal. My oupa was besig om vinnig agteruit te gaan. Weer het ek dit gewaag om hom te vra: Oupa, kan jy onthou dat ek verlede week saam met jou gebid het en dat jy Jesus as jou verlosser aanvaar het? Hy kon dit nie onthou nie. Ek was teleurgesteld en moes hard veg teen die twyfelgedagtes dat my oupa dit bloot gedoen het om my tevrede te stel. Met 'n glimlag het ek egter voortgegaan. Dis niks, oupa. Tog wil oupa nou vir Jesus as verlosser kies? Weer het hy ja geantwoord en ek het vir 'n tweede maal saam met hom die verlossingsgebed gedoen. Tydens my derde besoek was oupa baie swak en het hy min gepraat. Ek was egter seker dat hy nie verlore gaan nie en dit gewaag om weer vir hom te vra: Oupa, wil oupa Jesus as verlosser aanvaar? Waar hy in sy bed gelê het, kon ek sien dat hy al sy moed en krag bymekaar geskraap het om uit volle bors te antwoord: ja! Trane het oor sy wange gestroom terwyl ons saam gebid het. In my hart kon ek ervaar dat hy die keer ernstig oor sy besluit was. Kort daarna was ek een aand by my ouerhuis toe my tannie van die hospitaal afbel om te sê dat my oupa besig was om te sterf. Ek en my ma het dadelik gebid dat God se vrede oor my oupa moes neerdal. In my gees het ek 'n prentjie gesien van swart gedaantes wat my oupa se siel probeer steel het. Met eens was daar 'n uitdrukking van skok en teleurgesteldheid op hulle gesigte te lees. Maar ek het dit nie verstaan nie. Ons het egter aanhou bid vir sy beskerming en ek het verklaar dat my oupa aan Jesus Christus behoort omdat hy hom as verlosser aanvaar het. My oupa het kort daarna gesterf. Daardie aand het ek vir God gevra wat die prentjie beteken het. In my hart het ek ervaar dat hy aan my vrede wou gee oor my oupa se ewige bestemming. Tot aan die einde van my oupa se lewe was daar egter 'n konstante stryd tussen lig en donkerte in sy siel. Die demone was reg om hom te kom haal en toe hulle geskok besef dat hulle strategie wat 98 jaar lank gewerk het, op die einde gefaal het. My oupa was gered. Op 64-jarige ouderdom kon my ma daardie aand beleef hoe haar gebede, wat sy van 16-jarige ouderdom af gebid het, beantwoord was deur die Here.
Al die eer kom God toe. Hy het waarlik 'n wonderwerk in ons lewens kom doen. In Lukas 23 praat Jesus immers met die sondaar langs hom aan die kruis. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kom ons hou aan bid vir ons geliefdes en verseker so dat ons 'n ewigheid saam met hulle in die paradys sal deurbring. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U deur die Gees my ongelowige vriende en familielede kom aanraak en dat U hulle red. Lei my met wysheid om te weet waarvoor om spesifiek te bid en ook nooit moeg te raak wanneer dit lank neem voordat ek 'n deurbraak sien nie. Ek vra dit vandag in Jesus naam. Amen.